leidingsliedjies en so meer, maar mens kan nie help om Vrydag, die diens waar ons nou is, ook te koppel aan dit wat Sondag gaan gebeur, want Sondag is Jesus opstanding. So kom ons sing daar van 'n ouer bekende wysie, staan op vir Jesus, o helde van die kruis, jy onthou dit. Dit is nie pragtige nuwe woorde, lied 4:2:1. Ons gaan daarvan vers 1 en vers 3 sing, die Here Jesus lewe. Kyk hoe mooi is hy eerste sin, die Here Jesus lewe, hy het die dood oorwin, met krag is hy oorwinnaar, ons toekoms het begin. Is dit nie mooi nie? Ons toekoms het begin. Kom ons sing vers 1 en vers 3. Aanbiddingslied, lied 169, vers 1 en vers 3, wat vir ons sê dat God is heilig, heilig, hy is almagtig, hy is verhewe op sy troon. Kom ons sluit daarmee af, en daarna gaan ons so 'n paar oomblikke van stilte gee, totdat Dominee Henry vir ons die diens sal open. Groter liefde het niemand as dit nie. Dat iemand sy lewe vir sy vriende gee. Vriende, is vanoggend 'n voorreg om saam met julle hierso te kan wees, al ons besoekers,
familie, vriende wat kom kuier het. En Paasfees is 'n tyd wat ons elke jaar opnuut weer saam met die kerk wêreldwyd en die kerk deur die eeue, wat ons hierdie naweek eintlik saam met Christus stap. Vandag tot op die kruis, môre stil Saterdag oordink ons die angs, die onsekerheid wat hierdie lewe by ons bring. En Sondag kom ons opgewonde weer by mekaar. Maar vandag staan ons stil by die Here wat homself gee. So ek gaan vanoggend vra dat ons feitelik al ons liedere gaan ons net so sit. Gaan ons en ons gaan gewyde liedere sing, ons gaan meestal Taizai liedere sing wat meditatiewe liedere is, kort liedere, woorde herhaal. En die eerste een wat ons as Taizai lied hier by ons dink ek, so dan julle net gaan hom vir ons een keer deurspeel en dan sing ons hom eenmal in Afrikaans, eenmal in Latyn en ons sluit weer af met hom in Afrikaans. So kom ons sit net so en ons sing hom saam. Genade en vrede vir julle van hom wat is, wat was en wat kom. En van Jesus Christus, die getroue getuie, die eerste uit wat uit die dood opgestaan het, en die heerser oor die konings van die aarde. Amen. Kom ons sit net so vriende en dan sing ons vanoggend ook saam, lied 578, gaan ons al drie die verse sit en sing.
Vriende, ek wil vanoggend wanneer ons hier by mekaar is dit vir my altyd belangrik as ons hier kom sit. Goeie Vrydag is ons altyd vol, is altyd lekker. En 'n klomp van julle het gisteraand laat gejaag, sodat julle vanoggend kan rustig wees hier. Geskarrel, gesukkel met 'n klomp werk by die huis. 'n Klomp stres besluit, julle gaan dit probeer agter julle sit. En vanoggend is ons hier, nie omdat ons los is daarvan nie, maar juis omdat ons midde in hierdie lewe staan, met al sy uitdagings. Kom sit ons vanoggend hier, voor die voete van die gekruisigde Here. Ek wil voordat, want ek wil graag nie die res van die diens daarmee onderbreek nie. Ek wil vanoggend nou geleentheid gee vir die diakens vir ons offergawes. So ons gee nou geleentheid daarvoor. Here, soos wat U Uself
terwyl hy van ons gegee het, kom gee ons iets van onsself weer terug. Maar Here, die geld wat ons hier in die mandjie gooi, Here, mag dit simbolies wees van baie meer wat ons van onsself gee. Ons liefde, ons tyd, ons nederigheid, en soveel ander dinge wat 'n gebroke wêreld om ons nodig het. Gebruik dit, Here, omdat daar by U lewe is. Amen. Vriende, ek gaan vanoggend, wil ek hê ons moet uit Johannes 18 en 19 uit, gaan ons daar die verhaal lees, maar dit is 'n lang verhaal, so ek gaan nie die hele gedeelte kan lees vanoggend nie, maar ek wil julle uitnooi om daai 2 hoofstukke te gaan lees iewers oor die naweek, en dan lees jy dit vanuit die perspektief wat ons vanoggend hier gaan oor nadink. En dan gaan kyk jy 'n bietjie dit wat jy daar raak sien. Die verhaal vandat Jesus gevange geneem is tot en met sy kruisiging speel in hierdie 2 hoofstukke af. En ons is geneig om wanneer ons dit lees, dit suiwer maar net te lees as 'n kronologiese verhaal van wat met Jesus gebeur. Maar ek wil hê ons moet vanoggend so bietjie ons fokus skuif. Want dis waar, dis wat in hierdie verhaal afspeel, maar daar gebeur soveel meer, wat vir ons soveel meer ook van ons as kerk, ons as kinders van die Here, en van die Here wat ons dien self ook kan leer. En ek hoop dat julle saam met my vanoggend iets daarvan ontdek. Kom ons sit net so en dan sluit ons vir 'n oomblik, voordat ons saam lees weer ons oë. Here, wanneer ons U woord lees, is ons geneig om eintlik maar bolangs te luister, want ons wil die dominee hoor of die prediker hoor. Maar Here, ons is nie hier om vir my te hoor nie. Ons is hier om na U te luister. Wees my vanoggend genadig, Here, dat dit wat ek sê, dat dit uit U hart uitkom. Amen. Ons gaan eers die eerste 11 verse lees en dan spring ons 'n entjie na vers 33 toe en dan spring ons nou op stuk 19 toe. Nadat Jesus hierdie dinge gesê het, het hy saam met sy disippels na die oorkant van die Kidrondal vertrek waar daar 'n tuin was. Hy en sy disippels het toe daar ingegaan. Judas, sy verraaier, het ook die plek geken, omdat Jesus en sy disippels dikwels daar by mekaar gekom het. Judas het toe daar aangekom met die kohort soldate, toevallig 'n kohort Romeinse soldate was ten minste 600 soldate gewees, né? Ons het dikwels in ons kop hierdie prentjie van 'n klein groepie wat hom kom arresteer het. Saam met die kohort soldate en die tempelwagte van die leierpriester en die fariseërs met fakkels en lampe en wapens. Jesus het geweet van al die dinge wat met hom sou gebeur, en hy het uitgegaan en vir hulle gevra, wie soek julle? Hulle antwoord, Jesus, die Nasareëner. En hy sê toe vir hulle, ek is hy. Ek gaan in die boodskap iets sê oor hierdie vertaling, ek is hy. Judas, sy verraaier, het ook daar by hulle gestaan. Toe hy vir hulle sê, ek is hy, het die soldate teruggedeins en op die grond neergeval. Hy het weer vir hulle gevra, wie soek julle? En hulle antwoord, Jesus, die Nasareëner. En Jesus het geantwoord, ek het vir julle gesê, ek is hy. As julle dan na my soek, laat hierdie mense gaan. Sodoende sou die woorde wat hy gesê het vervul word. Hulle wat aan my gegee het, van hulle het ek nie een verlore laat gaan nie. Simon Petrus het toe 'n swaard wat hy gehad het getrek en na die hoëpriester se slaaf geslaan en sy regteroor afgekap. Die slaaf se naam was Malchus. Toe sê Jesus vir Petrus, steek die swaard terug in sy skede. Die beker wat die Vader my gegee het, sal ek dit dan nie drink nie?
Dan spring ons na vers 33 toe. By vers 33 is hy al by Pilatus. Voor dit was hy ook by Annas en Kajafas, die hoëpriesters. Vers 33, Pilatus het toe weer 'n keer die Praetorium binne gegaan, is waar hy gebly het, en Jesus geroep en hom gevra, is u die koning van die Jode? Jesus antwoord, sê u dit uit u eie, of het ander mense dit oor my aan u vertel? Pilatus antwoord toe, is ek miskien 'n Jood? Dis u volk en leierpriesters wat u na my uitgelewer het. Wat het jy gedoen? Jesus het geantwoord, my koningskap is nie van hierdie wêreld nie. As my koningskap van hierdie wêreld was, sou my dienaars geveg het, sodat ek nie aan die Jode uitgelewer word nie, maar nou is my koningskap nie van hierdie wêreld nie. Is u dan tog 'n koning? Het Pilatus gevra. Jesus antwoord hom, u sê dat ek 'n koning is. Hiervoor is ek gebore en hiervoor het ek na die wêreld gekom. Om oor die waarheid te getuig, elkeen wie se bestaan in die waarheid gegrond is, luister na my stem. Pilatus sê toe vir hom, wat is die waarheid? Nadat hy dit gesê het, het hy weer na die Jode uitgegaan en vir hulle gesê, ek vind geen skuld in hom nie. Dan spring ons nou hoofstuk 19 vers 1 toe. Toe het Pilatus Jesus geneem en hom laat gesel. Die soldate het 'n kroon van doringtakkies gevleg en dit op sy kop gesit. Hulle het ook 'n purperrooi mantel vir hom omgehang en na hom gegaan en aangehou sê, gegroet koning van die Jode, en dit hom herhaaldelik geklap. Pilatus het weer uitgekom en na buite en vir hulle gesê, kyk, ek bring hom vir julle na buite, sodat julle kan weet dat ek geen skuld in hom vind nie. Jesus het uitgekom na buite met die doringkroon op sy kop en met die purperrooi mantel om. Pilatus sê toe vir hulle, kyk, die mens. Toe die leierpriester en die tempelwagte hom sien, het hulle geskreeu, kruisig, kruisig. Pilatus het vir hulle gesê, vat julle hom en kruisig hom, want ek vind geen skuld in hom nie. Die Jode antwoord hom toe, ons het 'n wet, en volgens die wet moet hy sterf, omdat hy homself seun van God gemaak het. Toe Pilatus hierdie woorde hoor, het hy nog meer beangs geword. Hy het die Praetorium weer binne gegaan en vir Jesus gesê, van waar is u? Jesus het hom egter nie antwoord gegee nie. En Pilatus sê toe vir hom, praat u nie met my nie, weet u nie dat ek volmag het om u vry te laat, maar ook volmag het om u te laat kruisig nie? Jesus het hom geantwoord, u sou geen volmag oor my gehad het, as dit nie van bo aan u gegee is nie. Daarom is hy wat my aan u oorgelewer het, aan 'n groter sonde skuldig. Van die oomblik af het Pilatus aanhoudend probeer om hom vry te laat, maar die Jode het geskreeu, as u hierdie man vrylaat, is u nie 'n vriend van die keiser nie. Elkeen wat homself koning maak, verset hom teen die keiser. Toe Pilatus hierdie woorde hoor, het hy Jesus na buite gebring en op die regbank gaan sit, op die plek wat klipplaveisel genoem word, in Hebreëus Gabata. Dit was die voorbereidingsdag vir die Pasga, ongeveer die 6de uur. Toe sê Pilatus vir die Jode, kyk, daar is julle koning. Hulle het egter geskreeu, weg met hom, kruisig hom. Pilatus sê vir hulle, moet ek julle koning kruisig? En die leierpriesters het geantwoord, ons het nie 'n koning nie, slegs die keiser. Toe lewer hulle hom aan hulle uit om gekruisig te word, en hulle het Jesus weggelei. Ons gaan net tot sover toe lees. Wat vir my opgeval het in hierdie gedeelte, toe ek hierdie week daarmee werk, is Jesus word voortdurend deur hierdie gedeelte koning genoem, oor en oor die koning, hierdie absolute magsposisie, wat aan Jesus gegee word. En is vreemd. Kyk hoe beklei die mense, alles wat met hom gebeur, sê eintlik die teenoorgestelde as iemand wat as 'n koning beskryf sou kon word.
Hy's gevange geneem, hy's verhoor, hy's geslaan, hy's bespot, hy's gekruisig en tog Jesus word tot op die kruis wat Pilatus vir hom die titel op sy kruiskap, die koning van die Jode. En die vraag wat ek wil hê ons vanoggend bietjie moet oordink, is die magspel wat in hierdie 2 hoofstukke afspeel. Wat is mag? Hoe dink ons oor mag? Wie is magtig in hierdie verhaal en wie is nie? Hoe dink ons oor mag in ons huise? Hoe dink ons oor mag by ons werk? Hoe dink ons oor mag in die kerk? Hoe dink ons oor mag in ons land? Die meeste van julle ken die film Schindler's List, wat nou al baie jare gelede gemaak is. Nazi Duitsland, Amon Gut, die Duitser, die kampbevelvoerder, daar het ek kom. Met absolute mag. In 'n Poolse hof is hy na die Tweede Wêreldoorlog is hy skuldig bevind aan die mees gruwelike dade teen die mensdom en tereggestel. En in hierdie film speel hy, Amon Gut en Schindler, Oskar Schindler, hierdie 2 karakters en in een van die tonele in die film praat hulle oor mag. En ek wil vir julle sommer die dialoog tussen die 2 lees. Oskar Schindler sê, power is when we have every justification to kill, and we don't. En dan reageer Gut op hom en hy sê, you think that's power? En Schindler sê, that's what the emperor said. A man stole something. He's brought in before the emperor. He throws himself down on the ground. He begs for mercy. He knows he's going to die. And the emperor pardons him. This worthless man, he lets him go. En dan in die film daar reageer Gut en sê vir hom, I think you are drunk. Hoe vreemd hierdie tipe mag is. Dan sê Schindler, that's power, Amon. That is power. En ek dink dit tref iets aan die hart van wat ons hier in Johannes 18 en 19 sien. Want hierdie hoofstukke is vol van mag. Vol van mense wat vrees om dit te verloor, vol van mense wat beklei om dit te behou. Almal is besig met 'n magspel en hulle werk hulle self vrek in hierdie verhaal om net te behou die bietjie mag wat hulle vir hulle self bymekaar geskraap het. En ek wil hê ons moet vanoggend bietjie hierdie magspel sien van al die karakters. So kom ons kyk na 'n klompie van hierdie karakters. Ons begin sommer met ou Petrus. Petrus wat ook eintlik, maar ons almal wil ons plekkie in die son hê. Ons almal wil 'n bietjie mag hê in die lewe wat ons voel ons toekom. En Petrus, ons sien dit daar in die tuin, wat doen hy? Want hy wil sy Messias beskerm, want by sy Messias is sy mag. En die eerste ding wat hy doen is hy pluk sy swaard uit en hy kap 'n man se oor af. Want sy mag word bedreig. As ons Lukas gaan lees, Lukas vertel die verhaal van Petrus wat mos in daardie debat betrokke was oor wie is nou eintlik die belangrikste by die Here, in die oë van die Here. Ook hierdie soeke na my plekkie in die son, my stukkie mag, en daar wanneer hy Jesus op die ouene verloon, daar verkrummel sy beeld van die mag wat hy voorgehoop het. Dit stort in duie, want sy Messias is toe nie die soort wat veg nie. Hy gee homself oor. Petrus se verloning wat deel is van sy eie magstryd, hierdie desperate poging om beheer te hou oor sy eie lot en identiteit. Soveel so dat dit wat hy vir jare saam met Jesus mee gestap het in 'n oogwink, ek ken die man nie. Ek wil net die bietjie wat ek nou nog vir myself kan hou, wil ek hou. Ons kyk na die Joodse leiers.
Hulle vrees nie net Jesus wie Jesus leer nie. Hulle vrees dat Jesus hulle plekkie in die son bedreig. Dis 'n fyn balans in hierdie Romeinse ryk om hierdie brose status quo behoue te laat bly. Gaan lees in Johannes 11, vertel hy, is die klomp leiers daar al bekommerd, want hulle sien dat Jesus wonderlike dinge doen. Hulle sien die mense wil hom volg, want hy doen ongelooflike goed. Hy maak 'n verskil in mense se lewens, en hulle besef, koot, die Romeine gaan raak sien. Die Romeine gaan let op hierdie Jesus en sy gevolg. En dalk is ons dan in die moeilikheid. Hoofstuk 11 vers 48, dan sal die Romeine kom en ons plek en ons volk wegneem. Jesus bedreig die status quo. En dan uiteindelik hier in ons gedeelte, dan kom sê hulle iets, wat alles wat hulle voorstaan verraai, om hulle eie plekkie maar net te beskerm, kom maak hulle 'n skuif op hierdie skaakbord, net in die hoop dat hulle kan hou wat hulle het. Ons het geen koning buiten die keiser nie. Dit grens aan 'n godslasterlike stelling vir 'n Jood. Hulle is bereid om hulle eie geloof op die spel te sit, om hulle eie bietjie mag te behou. Hier's mag. Mag wat beheer wil hou, selfs dan moet hulle eie siele daarvoor verkoop. Nou kom ons kom by Pilatus. Want Pilatus is belangrik. Pilatus is magtig. Pilatus is so in die moeilikheid in hierdie verhaal dat hy nie weet hoe hy dit het nie. Hy is besig om voortdurend dan hardloop hy in, gaan praat met Jesus, hardloop hy uit, gaan praat met die Jode. Probeer net om nie verder in die moeilikheid te kom nie. Hy is in hierdie magsklem vasgevang. Hy probeer om nie weer 'n Joodse rebellie uit te lok nie, want dit sal nie sy eerste ene wees nie. Maar aan die ander kant probeer hy sy bes om ook nie homself by Rome in 'n moeilikheid te kry nie, want vir 'n Romeinse leier is die toepassing van die Romeinse wette alles. As jy nie die wet onderhou nie, dan is jy nie 'n vriend van die keiser nie. Pilatus is in die moeilikheid. 3 keer sê hy, ek vind geen skuld in hom nie. Daar's geen Romeinse wet waarop hy Jesus kan skuldig bevind nie. Hy probeer om hom los te laat. Selfs probeer hy 'n kompromie bereik. Hy laat Jesus gesel sonder rede eintlik, net in die hoop dat die Jode daarmee tevrede is en hy kan sê, right, hy het sy straf, gaan julle nou net, raak nou net rustig Jode. Maar dan word hy gedreig. As jy hierdie man laat gaan, is jy nie 'n vriend van die keiser nie. En hierdie is nie maar 'n eenmalige stelling nie, dit was in die Romeinse ryk eintlik maar 'n politieke titel. 'n Vriend van die keiser of 'n vyand van die keiser. Dit was die keuse wat jy gemaak het. So Pilatus was reeds deur konflik met die Jode. Want hy was 'n wrede ou gewees. Die geskiedskrywers Josephus en Philo, hulle beide skryf dat Pilatus 'n naam gehad het vir buitensporige wreedheid. Iets wat op die ou einde, 'n tydjie na Jesus, wat hierdie wreedheid daartoe gelei het dat hy sy pos verloor het. Hy het sy pos verloor. Die keiser het hom van sy pos onthef, juis omdat hy nie sy werk reg gedoen het nie, want wat was die rol van hierdie amptenare soos Pilatus gewees? Hulle moes die status quo behou. Daar moet nie die hele tyd moeilikheid wees in die Romeinse ryk nie, daar moet die status quo moet behoue bly, want dis hoe die Romeinse ryk se mag behoue gebly het. En dan in hierdie verhaal, dan kies tot Pilatus, kies op die ou einde selfbehoud, bo geregtigheid. En nou eers
kom ons by Jesus. Almal anders. Petrus probeer, hy skarrel, hy speel 'n magspel om te probeer om homself te beskerm. Die Jode speel hierdie magspel om hulle self te beskerm. Pilatus speel 'n magspel. Wat doen Jesus? Hy is nie verward nie. Hy is nie besig om te kompeteer nie. Mense spartel rondom hom om hulle self, hulle eie mag te beskerm, maar Jesus se mag word nie bepaal deur hulle wat rondom hom is nie. Deurgangs kom sy mag van binne af. Sy mag lê nie by hulle wat buite hom handel nie. Sy mag is in wie hy is. En deur hierdie hele verhaal sien ons hoe Jesus voortdurend hierdie vreemde mag, maar net konsekwent aanhou uitleef, sonder om geaffekteer te word deur hierdie magspel wat hier rondom hom aangaan, asof niks hom affekteer nie. Hy vrees nie die massas, meer as 600 mense wat kom om hom te arresteer nie. Hy gee homself oor. Ek het gesê, ek gaan iets sê oor ek is, wanneer hy homself identifiseer as ek is hy. Ek is seker hoekom hulle dit so vertaal het nie, want in die Griek staan daar eenvoudig die woorde ego eimi. Ego eimi is ek is. Hoor julle die woorde ek is? En dan hoor julle Moses se verhaal by die brandende bos, wanneer hy vra, wie het my gestuur? Ek is. Net sy naam, kyk wat sy effek van net, wanneer hy homself identifiseer, ek is. Kyk hoe skrik die soldate, hulle val om. Die volgende ding wat hy doen, almal spartel, hier's ek, maar hy gee om. Laat gaan hierdie mense, hy beskerm hulle vir wie hy lief is. Die wêreld beklei, hy word gegeesel, hy word gekruisig en daar voor die kruis, wat doen hy nog steeds? Hy gaan voort om die mag uit te leef wat van binne af kom. Gaan lees bietjie daar aan die einde op die kruis. Hy kom en hy vorm nuwe gemeenskap. Hy kyk na sy ma en hy kyk na sy geliefde disipel wat meeste teoloë reken waarskynlik na Johannes verwys. En hy kyk na die twee daar voor sy kruis en hy vorm 'n nuwe gemeenskap. Hy vorm 'n nuwe gemeenskap waar gekoester kan word en hy sê vir sy ma, daar is jou seun. En hy sê vir sy disipel, daar's jou moeder. En sy mag, ongestoord gaan hy voort. Hy sê nie op die kruis, ek is oorweldig en ek kan nie meer nie. Hy sê, dit is volbring. Sy taak wat hy self gekies het, is afgehandel. Hy gee homself, nie as 'n slagoffer nie, maar as 'n koning wat sy vreemde mag uitoefen deur liefdevolle selfoorgawe. Dit is mag. Nie om te beheer nie, maar om te dien. Nie om te oorwin nie, maar om te red. Die teoloog Henry Nouwen se woorde, dink ek, is dalk profeties in ons tyd wanneer hy sê, power offers an easy substitute for the hard task of love. Hoor julle dit? Besef julle hoe relevant dit vandag nog is? Power offers an easy substitute for the hard task of love. It is easier to be God than to love God. Easier to control people than to love people. Easier to own life than to love life. Ware mag is nie beheer nie, dis nie manipulering nie, dis selfoorgawe.
Die kruis is nie swakheid nie, dis heerlikheid, dis Johannes se boodskap. Die goeie herder gee sy lewe vir die skape, en so breek Jesus die kringloop van magsmisbruik en vervreemding. Vriende, in 'n wêreld waar mag dikwels vernietig, is daar een wat nie buig vir dit alles nie. Jesus Christus, hy wat regeer van 'n vreemde troon af, wat 'n kruis is. Hy staan bo die magstryd en gee lewe daarbinne. Hoekom? Want sy mag word nie geaffekteer deur wat die mense en die wêreld rondom hom doen nie. Want sy mag kom van wie hy is. Ek is. So hoe lyk mense, en daarmee wil ek afsluit, hoe lyk mense wat aan hierdie mag behoort? Hulle sal nie probeer beheer nie. Hulle sal dien. Hulle sal nie manipuleer nie. Hulle sal gee. Hulle sal nie kompeteer vir plek nie. Hulle sal ander innooi. Hulle sal liefde kies, selfs wanneer dit soms pynlik is. So gebruik ek en jy in 'n wêreld wat besig is om swaar te kry onder mag speletjies. Hoe dink ek en jy oor mag? In jou eie gesin, by jou werk. Wat gaan gebeur as jy bereid is om die wêreld se mag op te gee en hierdie mag van Jesus op te neem? Mag ons in 'n wêreld waar die stryd vir mag besig is om ons te laat ondergaan, onder Christus se mag leef, want daar lê lewe, daar lê ware mag. Here, vir ons is dit ongelooflik moeilik. As ons TV's op die oomblik aansit, dan sien ons een enorme magstryd in hierdie wêreld. En is gewoonlik die armstes onder ons wat dit die hardste voel. In ons huise beleef ons dit. Hoe ons mekaar selfs daar baie keer wil oordonder. Here, help. Gee ons die geloofsvertroue om vandag voor die kruis in U te vertrou. Amen. Vriende, ons gaan nou vir ons kerkoor geleentheid gee. Hulle gaan nou vir ons die bekende lied Houtkruis gaan hulle vir ons sing.
En vriende, terwyl die nagmaalstafel gereed gemaak word, gaan ons lied saam sing. Kom ons sit net so en dan sing ons saam met die, ek is nie heeltemal seker Tannie Lenet wat ons sing nie. Dit is 'n lied wat oom Ruben vir ons mee gehelp het. So kom ons sit so en dan sing ons saam. As jy die melodie ken, is jy welkom om saam te sing, as woorde geskryf het, maar jy is welkom om saam te sing. As ons aan hier is, soos daar. Wanneer Jesus die nagmaal instel, dan stel hy dit nie in as 'n teken vir ons, wanneer alles in ons lewens reg voel en mooi voel en gereed voel nie. Hy kom stel die nagmaal in om ons te herinner aan dit wat hy gedoen het. Hoe hy al die magspeletjies van hierdie wêreld kom breek het, kom ignoreer het. Voor dit kom uitstyg het. En hoe hy homself gekies het, om homself te offer, sodat ek en jy hier kan sit, nie omdat alles in my lewe reg is nie. Die nagmaal is nie vir perfekte mense nie. Dis die grootste fout wat ons maak. Ek sit vanoggend hier, omdat ek erken, Here, ek is stikkend. En die wêreld waarin ek is stikkend. En daarom, Here, in my gebrokenheid, met al my woede en met al my kommer en alles wat so swaar druk op my hart, Here, kan ek nie anders as om vandag hierdie wyn te wil drink en hierdie brood te wil eet en onthou, Here, daar is 'n Here wat nie geaffekteer word deur al die speletjies van hierdie wêreld nie. Daarom is dit vandag 'n voorreg om saam met julle aan hierdie tafel te kan sit. Here, wanneer ons vandag aan u tafel sit, sit ons dit met gemengde gevoelens hier aan. Want Here, anders as u disippels, anders as arme ou Petrus,
weet ons wat Sondag kom. Maar Here, ons weet ook dat daar die magspel wat in daardie hoofstukke afspeel, Here, dis maar nog net so deel van ons lewens. Here, meeste dae is ons skuldig. Daarom, Here, is ons vandag hier, want ons is sondig, Here. En ons wil onthou, en ons wil vier dat U die mag van ons sonde oor ons kom breek het. Amen. Diakens, ek wil julle vorentoe nooi, ons gaan, vriende, julle kan die tekens net so by julle hou, en dan gaan ons dit saam instel, of gaan ek die tekens instel, en dan gaan ons dit saam gebruik vir oggend.
gaan nou kyk. Daarso. Kort julle nog wyn nie? Okay, ons gaan nou 'n plan maak. Vriende, soos enige familieete waar die breër familie bymekaar kom, probeer ons net seker maak almal het iets om te drink. Ek wil gou kyk die jakens daar bo, is die wyn daar bo op. Hier is daar nog, want ons kort nog weerskante hier onder kort ons nog wyn, hoor. Vriende, ek was sommer terwyl ons besig is daar nog enige iemand wat met die brood oorgeslaan is? Dan wil ons dit kyk, hieronder enige iemand wat nog met die wyn bedien moet word, daar sou ons nog 'n paar mense daai kant, ons gaan nou vir julle stuur, dan die Annetjie is dan nie sommer net daar, sal help gou. O, hier so, daar sê ja. Ek is nie seker of ons nog moet. Julle moet nog almal kry. Dan jy moet nog ingooi asseblief. Is reg. Dan jy moet asseblief terugkom. Vriende, ek sommer terwyl ons nou met skarrel. Ek moet vir julle sê ek is nou dis vir my altyd met die nagmaal. As vir my niks lekkerder as iets so klein bietjie skeefloop nie, vir 'n eenvoudige rede. Ons is so geneig om die nagmaal te hanteer as 'n ongelooflike formule. Ons kort nog, hierso Gert, hier's nog. Ons is so geneig om die nagmaal te hanteer as 'n verskriklike formele ding. Jesus het saam met sy vriende gesit en eet. Baie soos wat meeste van julle vanmiddag of vanaand saam met julle families gaan kuier, en dit was terwyl hulle daar gesit het. Wie weet of almal iets gehad het om te eet en almal iets gehad het om te drink op daardie oomblik, maar terwyl hulle saam gekuier het hy vir hulle gesê, maar ek wil vir julle hierdie teken gee. Hier waar ons saam kuier, waar ons saam lag, waar ons saam huil, waar ons saam bekommerd is, wil ek vir julle 'n teken gee om te onthou. Wanneer julle so saam kuier, wanneer julle so saam is. Kort ons nog. Okay, dis op pad. So pad julle. Ek hoop nie daar's iewers 'n bout in die oond nie, hoor, ons is net 5 minute in oortyd sover. En so vriende, dis vir my altyd so groot voorreg as ons so kan saam wees en net iets onthou van familie wees, van kerk wees. So in die de mekaarte van die lewe wat Christus kom intree. Ek sê, is iets om te onthou. Okay, Gert, nou kan ek jou met niks verder stuur op die oomblik nie, hoor. Jy kan daar in die konsistorie so lank gaan kyk hoe dit daar gaan. Dis nog net hierso en daarso, nê? O, julle het reg gekom. Okay, daar kort nog en dan die meeste van hier kort nog 'n paar. Daar is hy. Dis daar so en dan is daar nog enetjie daai kant net. Net een daai kant. O, daar 'n paar daai kant ook. Paar daai kant ook. Ja, maar nie baie nie. Ek dink almal het nou hier gekry, nê? Sy. Het die diakens vir hulle self gevat. Ek dink die diakens moet ook nog kry aan die Annetjie. Ja. Okay. Dis kyk of daar genoeg is. Daar kan nog, ek dink daar behoort genoeg te wees. Okay. Okay.
Julle sit hier onder, né? Okay, so is nou net julle. As mag goed. Soek af. So. Dan ek sal daai kan kom kry. Daar sy. Nog, daar so. O, skus. Daar soek. Daar sy. Almal is nou reg geholpe, né? Sy. O, nou is die tafel vol. Vriende, die brood wat ons breek, is die teken wat Christus gegee het om ons te herinner aan sy liggaam wat gekruisig is, sodat ek en jy vandag hier kan uitstap en onthou, daar's 'n Here wat hierdie mag in hierdie wêreld kom breek het. Neem dit, eet dit, dink daaraan en glo dat sy liggaam gebreek is tot volkome versoening van al ons oortredings. Die beker van danksegging is die teken van ons gemeenskap met die bloed van Christus wat gevloei het terwille van ons. Neem dit, drink dit, dink daaraan en glo dat sy bloed gevloei het tot volkome versoening van al jou oortredings. Here, wat 'n voorreg om vandag hier te kan sit en soms so deur die nagmaal ook iets van hierdie lewe te kan onthou en te kan beleef waar U kom intree in hierdie gebroke wêreld. In hierdie chaos en die mekaar te kom U in en sê, my liewe kind, onthou, jou foute is nie groter as ek nie. Die magspeelietjies van hierdie wêreld waarin jy so graag ook deelneem, is nie groter as ek nie. Dankie, Here, dat ons vandag weer kan onthou. Amen. Die koor gaan nou vir ons daai lied sing. Kom ons gee vir hulle kans. Tannie Elise, ek dink
Ek dink hulle het eintlik ons kon nie met 'n beter slotlied afsluit nie. So ek gaan vra, ons gaan nie ons slotlied doen nie in die Lenet. Ek dink dit was baie mooi vir 'n afsluiting. Kom ons staan vriende en dan wil ek vanoggend vir ons die seën uitspreek. Mag die ware koning wat sy mag gewys het deur selfoorgawe, julle vul met sy vrede. Mag sy teenwoordigheid julle dra, sy mag julle vrymaak en sy liefde julle vorm tot 'n nuwe gemeenskap. Amen. Vriende, julle kan julle kelkies, daar is bakke vir ons daar by die deure, as julle dalk daarin sal sit, asseblief, baie dankie.